oor halfpad met hierdie reeks. En so ja, die tyd stap aan, so ek het gesê, dis jammer as jy nog 'n paar doodsondes nie. Dan ons die reeks bietjie gerek het. Maar nietemin. So kom ons bid saam. Heer, baie dankie dat ons vanaand hier kan wees. Dat ons die gesondheid het om hier te kan wees. Ons bid, Here, dat ons hier sal wees met 'n honger na U en na U woord, na U gemeenskap. Ons sê vir dankie dat ons saam met ander gelowiges U woord kan bestudeer vanaand en uiteindelik, Heer, wil ons U woord beter leer ken, eintlik om U beter te leer ken. Dat ons 'n duideliker idee het van wie U is, sodat ons U met groot oorgawe kan aanbid. Ons bid vir die wat nie hier is vanaand nie, al die wat in die hospitaal ook is, dat die hand van liefde en genesing ook oor hulle sal wees. In Jesus se naam. Amen. Ja, ons is vanaand al by die doodsonde van apatie. Dit word ook luiheid genoem. Julle al gesê het, by meer as een geleentheid, is die sondes is dan aanvanklik uitgedruk in Latyn. En dit is moeilik om dit in een Afrikaanse woord vas te vat, of Engels dalk selfs. En daarom is dit wat dikwels besig met sinonieme vir die sake waarmee ons besig is. Maar wat ons ook al gesien het, is dat die saak waaroor ons praat, die sonde waaroor ons praat, selfs die deug waaroor ons praat, is baie wyer as net die woord waarmee ons besig is. Wanneer ons die Bybel uitlê, dan wil ons weer hou daarvan om dit allegories te doen. Maar wanneer ons hiermee besig is, dan is dit ook soms allegories. Die bepaalde woord waarmee ons besig is. Dit is nie altyd noodwendig letterlik nie, dit is soms figuurlik. So dit is baie wyer as om net te sê, wel, hier is 'n woord, en die woord is hoogmoed. Terug te keer na ons eerste keer. Dit gaan oor 'n hele klomp dinge, soos ons laas gesien het. Dit is, wat ek sê, nee, moeilikheid kry kleintjies. En so is dit rondom ook, begin op 'n bepaalde punt praat oor sonde, hoogmoed dan for that matter. En as ons sien, dan praat ons oor 'n hele klomp ander dinge, wat daarmee verband het. Dis nie asof ons dan nou heel skielik hier begin praat van iets wat nou heeltemal niks betrekking het op die onderwerp, maar dit wys net vir jou ook hoe hierdie sake mekaar skakel. Nou as ons kyk na die saak van apatie of luiheid, kom later by betrokkenheid en regverdigheid uit, dan gaan dit nie net oor iemand wat lui is nie, iemand wat nie wil werk nie, iemand wat loof. Ja, dit gaan oor dit ook. Dink in 1 Tessalonisense 5, sê Paulus daar, gee erkenning aan die mense wat so hard onder julle werk. En dan sê daarmee saam, die wat nie werk nie, mag nie eet nie. Julle al so uit slagspreek gesê, you don't work, you don't eat. Dit kom in die Bybel uit. Dit is nie sommer net 'n slogan nie. En dit sê iets van harde werk. En dit is goed, ons het 'n Calvinistiese werksetiek, wat nie net Christelik is nie. Christelike werksetiek is goed en wel, maar 'n Calvinistiese werksetiek van koop die tyd uit, maak soveel as moontlik wat jy daarvan kan doen. As jy gaan in lande soos Suid-Amerika, en ek wil nou nie klap by wie aan 'n ander kerke nie, maar dit gaan oor werksetiek. As jy in lande kom soos Mexico, Argentinië, baie plekke, as hulle sê, as jy nou opdaag met 'n bepaalde probleem of 'n stuk in 'n kar of 'n ding, sê nee, ek klaar gewerk vir vandag. Sê maar die dag is halfpad. Ja nee, manjana, môre is nog 'n dag. Daar's nie 'n ywer om te sê maar wel, kom ons doen wat ons kan in die dag wat ons tot ons beskikking het. So daarom is dit
eie ook aan 'n Calvinistiese werksetiek om hard te werk. Dit is ook nie noodwendig Calvinisties om aan te werk, sonder om op die Bybel skerp te maak, dit is ook nodig. Om net aan te bome afkap, maak die boom stom daaraan. Maar, so dit gaan oor 'n letterlike kwessie van, moenie lui wees nie, en ons woord sloth. Ja, dit is eintlik, so dis een kant 'n letterlike saak. Maar, as jy ons sien, dit wat ons vanaand na kyk, gaan dit eintlik baie meer oor 'n kwessie van my geestelike ingesteldheid. En dan kan ons, as ek net gesê het, ons koppel ander woorde daaraan, gaan dit oor 'n kwessie van honger. 'n Honger na God. 'n Honger na God se woord. 'n Honger na God se teenwoordigheid. Dit is, dis waaroor hierdie, die ander kant van luiheid gaan, is om ook in my verhouding met die Here tyd te spandeer. Dat ek genoeg tyd op my knieë spandeer, genoeg tyd met die Here se woord spandeer. Dit is waaroor dit eintlik gaan in hierdie gesprek. Dat ons nie sal vervlou in ons verhouding met die Here, omdat die tyd wat ons met die Here deurbring, dat dit nie genoeg is nie. Nou, as julle kyk daar soos na die eerste paragraaf byvoorbeeld, dan gaan hierdie apatie gaan uiteindelik ook oor 'n kwessie van dat mense hulle distansieer van morele verantwoordelikheid. Sê nie wat ons doen dinge maar soos ons wil. Almal doen dinge in elk geval soos hulle wil. En ek val wel daarin. Ek het nie 'n morele verantwoordelikheid nie, kom nie dit na nie. En ek het nie 'n godsdienstige dissipline nie. Die woord dissipline is geweldig belangrik wat dit betref. Dit staan soos een van die woorde wat teenoor apatie of lui staan, is die woord dissipline. En daarom, dit is ook eintlik nogal opvallend dat die woord dissipline en disipel nie net na mekaar klink, maar baie met mekaar verband hou. As jy 'n disipel van die Here wil wees, nie net iemand wat eendag tot bekering gekom het en sê ek gaan hemel toe nie, maar werklik 'n disipel is wat die Here volg, dan gaan dit met dissipline gepaard. En dit dan in die eerste plek geestelike dissipline. Die moet tyd spandeer saam met die Here. Baie bekend, dat van Martin Luther, dat hy elke oggend vroeg, het hy 2 keer in gebed deurgebring, en as hy 'n baie besige dag gehad het voorgelê, dat hy 3 ure lank gebid. Nie die tyd minder gemaak, die tyd meer gemaak. Nie omdat dit 'n plig is nie omdat jy iets daardeur verdien nie, maar dit gaan iets oor, dit sê iets van my ingesteldheid teenoor die Here. Hoe belangrik is gemeenskap met die Here vir my. En dit is dan iets wat hierdie saak dan ook onder ons aandag bring. Nou, interessant dat so veral in die middeleeue het die as ek wil sien dan die tweede paragraaf met Dante, sy Inferno en Vaak 4, dan beskryf hy luiaards asof hulle lei aan 'n stadige liefde wat tot niks kom, 'n siel wat stagneer. Dis eintlik 'n, ek wil sê, hulle het 'n tipe van 'n frustrasie van om liefde te wil gee, maar die liefde kom tot niks. Dit is deel van hierdie apatiese houding wat mense het. Nou, interessant ook is dat hierdie luiheid het die bynaam van die middagduiwel gehad. Die middeleeue, daar in die kloosters en so meer. En 'n teks wat hulle daar gekoppel het,
is Psalm 91 vers 6, wat sê, gaan die so by vers 5, jy hoef nie bang te wees vir die gevaar in die nag of aanval oordag, en van hierdie vers verpes wat in donker toeslaan, en al hier oor, of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai. En, nou ja, ek weet, eintlik gaan hier oor letterlik oor siekte, né? Maar hierdie teks gekoppel aan, dat noem ek die middagduiwel. 'n tyd wat mense onproduktief is in hulle verhouding met Here. Daar is al, natuurlijk ons sport het daarby gesê, geen mense het al in die middag 2 uur tot bekering gekom. En hierdie sê ook iets daarvan, dis die middagduiwel, wat hulle gesê. Hier is 'n tyd in die dag, waar mense is lui oor die algemeen, hulle is slaperig, en die slaperigheid is 'n teken van die middagduiwel is besig met jou. Ons lag nou daaroor, vir hulle was dit 'n ernstige saak. So daar's 'n tyd wat verbygaan en wat mense dikwels onslaap of om niks doen nie of om louf of wat ook al, en dis die middagduiwel. Jy gaan kyk in die ouens wat baie mense se geestelike dissiplines loop so dalk jy sal die oggend die Bybel lees en bid, of in die aand die Bybel lees en bid. En dit is goed so, want ek weet, daar is geen plig in ons hier, dit gaan oor ons dankbaarheidsverhouding teenoor die Here. Maar in baie mense se geval, is daar tussen dit, is daar niks nie. Nou, ek verstaan, baie is daai tyd by die werk, baie is daai tyd besig om dalk operasies uit te voer, as jy 'n dokter is. Jy kan nie sê, hoorie, nou, operasies oor die wacht net so 'n bietjie, ek het nou besig om Psalm 119 eers deur te lees nie. Ek verstaan dit baie goed, en dit lewe lyk dit wel so. En dis nie eintlik waaroor die middagduiwel gaan nie. Dit gaan oor 'n kwessie van tyd wat jy produktief sou kon gebruik in terme van jou verhouding met die Here wat maar net eenvoudig verbygaan. En die tyd waarin ons leef, lyk die middagduiwel bietjie anders. Die middagduiwel is daai oukie, eintlik jouself. Maar as jy daai oukie wat vir jou sê, ag nee man, kom sê jy kerk toe gaan hierdie Sondag. Daai storie van ek sal liewers langs die viswaters in kerk toe verlang as by die kerk sit in viswater toe verlang, nee. En ek herhaal, ek sê nie die goeders in die lyn van jy beter dit doen, want jy moet iewers 'n regmerkie kry nie, glad nie. Maar dit gaan juist oor ons dankbaarheidsverhouding. Ons dankbaarheid oor ons verlossing. En erediens bywoning is een van die hoofkomponente van ons dankbaarheidslewe. Ek gaan erediens toe, natuurlik om God te eer, dit sê die woord erediens tog, maar omdat ek dankbaar is vir my verlossing. Nou, tragies genoeg, soos julle weet, as jy met iemand praat oor, gaan jy hemel toe? Is jy seker jy gaan hemel toe? Hoekom gaan jy hemel toe? Nee, ek was gereeld in die kerk. Nee. Dit is jy al gesê het, as jy daai vraag na jou toe kom, hoekom gaan jy hemel toe? En jy begin die sin met die woord ek. Moet jy eens verder praat, jy is verkeerd. Dit gaan oor God, nee. Maar, so, ons gaan nie kerk toe om gered te word nie, maar die dankbaarheid vir ons redding. Dis hoekom ons het begin met die kwessie van hoogmoed, en dat hoogmoed gekoppel is deur die vroeë kerk aan 'n Sondag, omdat mense wat nie kerk toe gegaan het nie, is gesien as ek weet beter as God. Ek het God nie nodig nie. En so weer. So, en nou is ons in 'n tyd waar mense sê, maar wel, kom ons vat nou die situasie van COVID, nee, wat 5 jaar terug, hoeveel jaar is dit terug, dit is in 2020 gewees. Maar nietemin, soos julle weet, het daar 'n gebruik ontstaan van ouens wat, ek kyk op die TV kyk. Miskien is dit so, jy wat op die TV preek dalk beter as die ou wat in die kerk gebou is, dit is ons dalk waar. Maar jou getuienis gaan daarmee heen, van ek daag op, en ander mense sien ek is hier om dankie te sê vir Here.
Soveel dinge van die kerk se manier van doen. Ja, die kerk het baie foute, né? Die kerk is nie God nie. Die kerk kan heel dikwels trouwens God teleurstel. Ja, natuurlijk. Maar ons is, as ons lidmaat is van die kerk, het ons gesê opgesaai vir bepaalde sake. Om getrou te wees in die leer van die kerk, om die kerk se manier van doen te volg. En nou sê, ag nee wat, almal maak soos hulle wil. En dis deel hiervan, ek wil sê van die middagduiwel, van elkeen maak soos hy lus is. En 'n tipe van 'n ongeërgdheid, want dis 'n ander woord vir apatie. Nee, as jy praat van sinonieme. 'n Ongeërgdheid van die kerk van die Here Jesus. Die liggaam van die Here Jesus, die bruid van die Here Jesus. Ek het 'n ongeërgdheid daaroor. Mense sê, ek het nog altyd gesê, maar mense hoor dit al meer dikwels, dat mense sê, nee, ek is lief vir Jesus, maar ek is nie lief vir die kerk. Ek volg Christus, maar die kerk is sommer dit en dit. En maar die kerk is die bruid van Christus. Ek weet, jy kan nie 'n pel hê, 'n vriend hê, en jou vriend gaan trou met 'n meisie, en dus sê, nee, ek is lief vir my pel, maar sê vir hom, maar jou bruid geskreeuw julle. Rarig man, jy moet daarom iets doen aan die tande, van 'n paar kilo's dit. Jy doen nie dit nie. Maar ons doen dit met Christus se bruid. Ons het ons mond vol oor die kerk. En ek het net reeds gesê, die kerk is nie volmaak. Maar dit wat fout is met die kerk, dit doen ons op ooreenkoms met mekaar, na aanleiding van die Here se woord. En so daai ongeërgdheid moet ons maar baie versigtig voor wees in die tyd wat ons leef. Dink ek is dit baie meer. Want ek weet, ek kan sê, wat sy tande het die kerk? Want as jy nie tande het nie, dan gebeur dinge nie van sommer vanself. Maar, kom ons kyk 'n bietjie na Spreuke 24. Bekende gedeelte. Spreuke 24 vers 30 tot 34. Hierso lees ons, ek het by 'n lui mens se land verbygestap. Al hoor julle die woordjie daar van luiheid, apatie, ongeërgdheid, Engels is ook slag. Ek het by 'n lui mens se land verbygestap. En die volgende woord hoe dit beskryf word, dis onverstandig. By 'n onverstandige mens se wingerd. Dit was heeltemal oortrek van die onkruid. Toe gegroei onder die bossies. En klipmuur was omgeval. Toe ek dit sien, het ek daaroor nagedink. En daar iets uit geleer. Dan hier so 83 vertaal, dubbelpunt. So wat het jy geleer? Wat het ek geleer? Wag 'n bietjie slaap, wag 'n bietjie sluimer, wag 'n bietjie hande vou om te slaap. Daar kom jou armoede aangestaan. Waar oorval die gebrek jou soos 'n indruk, sonder dat jy dit kan keer. Ja, dink in Prediker, nee, ek wil sê, Leard, gaan na die muur toe. En kyk wat doen die muur. Hoe werk die mure onverkoos voort om voorstel te kry. En leer by die mure. Baie van julle dalk daai fliek Ants gesien. Dan weet nie John die jy sien dit jong. Nee, ek het ook gesien. Jy ook gesien, dis ook okay. Ek het die video gehad. Okay. Nou ek sê dit. Ek dink partykeer ou se verwysingsrolwerk aan die verbinding sê of 50 jaar terug was dit 'n nuwe ding. So. Maar ja, dis nogal baie
'n storie daar van die bure dan nou so werk in kolonies en ek dink dat jy ons baie moeite gedoen met navorsing. Seker te waak het hulle daarop so raak as moontlik die bure kolonie en al die dinge wat daar aangaan beskryf. Nou ja, soos ons ken die uitdrukking ledigheid is die duiwels oorkus. Dit is nou maar net so, nee. Ouens wat te veel tyd op hulle hande het, dink naderhand moeilikheid uit. En laat nou nogal wonder, ja, die politici in die wêreld lyk my baie tyd op hande, want print die waar en ons wat hulle kan uitdink en moeilikheid maak nie net vir hulle self nie, so vir ander ook nie. Maar so gepraat, hier is nou 'n fliek Johnny wat jy dalk daai tyd gesien het, hier omgaan, The Shining, het jy dit gesien? Also goed. Maar dit was jare terug se fliek, nee, The Shining. Die boek ook gelees. Sê weer? Die boek ook gelees. O, okay, ja. Dit is eintlik op die benchmark vir horrors. Ek veel die mense aan om horrors te kyk nie. Ek weet nie toe ek tiener was en jong student, ek dink dis 'n goeie ding, maar dit is regtig nie 'n goeie ding. Maar The Shining is 'n horror, né? Hoe kom ek daarby uitkom? Is die storie van, ek sê, wie van julle het gesien? Okay, goed, julle moet dit toch gaan kyk, hoor. Julle moet dit toch gaan kyk. Maar die storie, min of meer, is van 'n man en vrou en 'n seentjie wat in 'n hotel gaan oppas terwyl die hele plek is toegesneeu. In die winter kan niemand daar kom nie, maar die plek moet aan die gang gehou word. Bepaalde goede sodat die plek nie wel mekaar val in kort nie. En dan en hierdie ou raak eintlik die klits kwyt en hy het sy vrou en sy kind verloor, langs die kort te maak. En omdat jy nou weet jy gekyk na horror, weet jy hier kom moeilikheid. Jy weet nie eintlik van wat gebeur in die moeilikheid nie, goed nie. Dan is daar op 'n stadium 'n punt wat hierdie ou wat hom nou pas om daar te gaan bly vir die winter is, hy wil 'n boek skryf. Hy wil 'n boek te skryf. En dan sien jy ook hy sit op die ou tikmasjien en so hy tik en hy tik, dis klop daar sal ook bladsye getik, wonder wat sy storie skryf hy. Tot jy nou eendag, dan wys hulle nou, daar staan all work and no play makes Jack a dull boy. Sinnetjie vir sy, daar sal so hoop papiere, ek al ek die brief daarvan, so hoop papiere getik. En elke reeltjie is net dit getik. All work and no play makes Jack a dull boy. Nou kom jy agter, hierdie ou, hier is 'n skoolkos. Voorheen, jy het dit vermoed, maar hier goed sien jy. En die ironie van die saak is, dis natuurlik geen werk nie, wat die ou het nie, daar is niks wat hy hoef te doen nie. Jy ligt aan en afskakel, gijskaste, skik, computers, spooke geselskap hou en so aan. Dan, maar as hierdie ding van niks doen, nou ek weet dis 'n storie, dit is nie werklikheid nie, maar dit teken 'n prentjie van iemand wat in afsondering is, iemand wat niks doen nie, en onder indruk is, jy baie te doen, en al die moeilikheid daar, wat dan daar het voorkom. So, dit is dan nou die kant van luie, geestelike luie, en ons self moet afvra, my verhouding met die Here. Ek in daai Psalm 42, waar die psalmdigter sê, soos 'n hert, of dan is dit neem ons sing, soos 'n wildspok, smag na water, so smag my siel die hoogte. Daai woord smag, so baie sterk woord, nee. En dis uiteindelik waaroor dit gaan. Hierdie lui het baie aspekte,
maar ek kom uiteindelik hierdie saak toe. Smag jy na God. En dan moet ons onsself afvra, daarmee saam, nie net wat ons gemeente betref nie, kerk in breë, dalk wêreldwyd, maar ook by ons, hoekom kom baie mense in die kerk toe nie? Ek kan 'n lang lys van dinge doen, wat ek glo hulle sal sê, en die 80% sal dalk die waarheid wees. Maar ek wil dit koppel aan een saak, en dit is dat mense smag nie na God. Mense kan vra, hoekom is hier soveel op sitplekke vanaand? En weer eens kan ek 'n lang lys van die goeders van neerskryf. En ons het, daar's ouens wat in hospitaal is vanaand, nee, ek weet dit. Daar's ouens wat eers in die dorp vanaand is nie, ek weet dit. Maar, daai ouens uitgesluit. Hoekom is hier so min ouens hierso? En, behalwe vir die lang lys van andere, waarvan ek party sal koop. Glo ek is ding, mense smag nie na God. En, so sal ons nou baie dinge kan gaan kyk. En ek is oortuig daarvan dat, praat eers van die wêreld wat God nie ken en wie deur ons bestuur nie, dis iets anders. Maar van die kerk is daar nie 'n smagting na kerk. Mense is dors nie na God nie. En dit is ek 'n groot storie waarmee saamgaan. Nou ja, as ons praat oor die kwessie van om nie te smag, om te smag, dit gaan ook oor die kwessie van 'n honger na, waarna smag ons, behalwe na God, ons smag ook na geregtigheid. Julle ken die teks in Matteus 5 vers 6, waar die Here Jesus sê, geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, sê die 83 vertaling, want hulle sal versadig word. Ja, dankie tog. Ons glo in 'n genadige God, né? Wat vir ons gee wat ons nie verdien nie. Jo, dankie tog vir dit. En ek hoop julle het my dit dikwels wil predik en oor sê. Maar wat Jesus hierso sê is, nie almal sal versadig word nie. Hy sê, want hulle sal versadig word. Wie sal versadig word? Die wat honger en dors. Die wat honger en dors, hulle sal versadig. Kom terug na die saak toe. Wie smag? En ek wil sê, na aanleiding van wat ek in die afgelope tyd gesê het, so ek sê, die wat hier is, glo ek smag. Dit is wat ons hier bring. Ons het nog baie ander goeie redes hoekom ons dalk nie so kom het nie, of wou gekom het nie. Maar die wat honger en dors, nie almal nie, hulle sal versadig word. En spesifiek praat hy dan honger en dors na wat reg is. Ons kyk ook net terwyl ons hier by die bergrede is, Matteus 7, vers 7 en 8. Die van julle wat my verloor het, so die boonste paragraaf van bladsy 2. Hoofstuk 7, Matteus 7, vers 7 en 8. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang, elkeen wat soek kry, elkeen wat klop sal oopgemaak word. Ja, die deur is daar om oop, wat jy kan kry is oop, maar die Here sê kom klop. Nou goed, hier by punt 1, by punt 1, wat ons sê, die sonde van apatie het nie te doen met die kwaad wat ons doen nie,
En ek sê net te doen die kwaad wat ons doen. Maar met die goeie wat ons nie doen nie. Dis nie dat ons naaste aktief benadeel nie. Ons ignoreer hulle net. Soos Bjorn Fouché wat daar aanhaal. So dit gaan nie net oor hierdie sonde van apatie is. Dit ding van ek daarom uit om iemand te bevat. Ek het my mes in vrou en hy gaan dit ontgeld. Want ek kom net vandag raak doen. Ja. Baie makliker is dit. Ek ignoreer so nie. In die nagmaalformulier word daar ons ook gepraat van die sonde van versuim. En weet jare terug nog baie interessante gehad het ek en 'n kollega ons van hele interessante onderhoude vra ons vir een ouetjie, wat is die sonde van versuim? Ek nagelaat het om die goeie te doen, nee. Maar die ouetjie meen toe nee, die sonde van versuim is die sondes wat hy vergeet het om te doen. So daar's nog 'n klomp sondes wat hy kon doen. Ek is jammer dominee, ek het 'n paar van hulle gelos, maar ek is skuldig aan die sonde van versuim. So ja, ek dink nie. Ek wil net 'n bietjie teruggaan na daardie saligspreking Matteus 7. Matteus 5. Ja. En Matteus 7. Ja. Die amper sê die werkwoorde daar. Ja. Ons het altyd die idee van, jy weet, nou nie sê net God se genade nie, maar God se genade speel 'n rol. Maar Ja. ons moet soek. Ons moet klop. Ja. Daar's 'n aksie. Ons moet soek of smag na Ja. honger en dors en dit wat reg is. Ja. Dis 'n aksie van ons kant af. Ja. Jy kan amper sê gered wees, maar jy moet nog steeds honger en dors soek. Dis werkwoorde van ons kant. Ja. Nie van God se kant. Van ons kant. Ja, daar lê iets op jou weg om te doen. Jy kan sê, kom ons praat hier oor gebed. Dan kan ons sê, ja, gebed is 'n idee van God af. God het gesê, so moet julle dan bid. Byvoorbeeld, Jesus ons Vader. Maar, having said that, belangrike hoeksteen is dit 'n ding van, ja, Jesus sê nie, hoorie man, staan bietjie nader, dan soek ek vir jou. Dan moet jy, staan nie, dan weer 'n klop ek na ons jou. Nee, soos jy sê, dit gaan oor jy wat moet honger en dors. Jy wat moet klop, jy wat moet soek. Wat moet swag na God. Ja, dit is beslis so. En ek het reeds nou gesê, ek verkondig graag die genade van die Here en so wat raad sy genade alleen. Maar die moeilikheid is dikwels dat ouens dit sien as 'n skuiwergat vir ons is in 'n lekker land. Ons gaan niks doen nie. Natuurlik kan jy niks doen vir jou redding nie. Maar as jy niks doen na jou redding nie, dan betwyfel ek jou redding. Dit is net so, dit moet duidelik wees in my lewe hierdie goed. Dit is wat jy wil sê dat jy Ja. Ja. Ek sien dit so mense in Nuwe Lewende Vertaling staan daar so behalwe nou wat jy gelees het. En elkeen wat dis nou aanleiding van die klop. Ja. Elkeen wat so volhardend vra ontvang en wie aanhou soek kry. En vir elkeen wat aanhou klop sal God oopmaak. Lyk dit perspektief wat hy dit nou Ja. daarby gee. Ja, dankie. Dit is van 'n goeie perspektief, net voortdurend. Dit is interessant ook net dat Jesus in Lukas 18 vertel hy 'n gelykenis daai een van die slegte regter en die weduwee, nee.
En dan sê hy nog wel pertinent. Hoekom vertel hy, dat is die rede dat hy hierdie gelykenis vertel. En dit is dat mense moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Amper soos daai ding sê, aanhou klop. Ander woord wat gebruik word, dieselfde idee, volhardend. Volhardend. Ja. So, ja, kom ons doen dit so. Kom ons kyk na Amos, want die gaan nou oor geregtigheid, né? Ons het nou dis nou net om julle weer in die prentjie te bring. Regverdigheid, betrokkenheid en regverdigheid, is die ander kant so geregtigheid. Julle sien ons bly al hier so op die sinonieme daarop, daai paadjie. Amos 6, as julle sien hier so die volgende kom val by vers 4 tot 6 uit. Maar ek lees maar vir ons vers 1 tot 7. Dis hoe sleg die Israeliete hulle eie mense behandel. Dit is net skrikwekkend. Dis nie as 'n kwessie van hulle is in ballingskap of hulle is gevang deur die Filistyne of nee. Die Jode sê maar nee, ons sal ons eie mense verdoen. Dis skrikwekkend. En dis wat die van Amos 6 van vers 1 tot 7. Ellende wag vir die wat so rustig in Sion woon, die wat hulle so veilig voel op Samaria berg. Die vername mense van die voorste nasie op wie die koningshuis van Israel verlaat. Van kyk in Kalne, van daar vandaan, die groot Hama toe, vanaf van die Filistynse stad Gat toe. As julle beter as daardie koninkryke, as julle grondgebied groter as julle sin, dan is grondgebied groter as julle sin. Julle maak of die dag van rampe ver is, maar julle bring juist die dag nader, dat geweld julle sal regeer. Hoor nou die wieksheid, hoor nou net nie so. Julle lê op julle beddens wat met u voor ingelê is. Julle strek julle uit op julle rusbanke. Julle eet lammers uit die klein veetrok en kalwers uit die stal. Julle maak liedjies vir die harp. Julle dink hulle vir muziekinstrumente uit soos Dawid. Julle drink wyn uit offerkomme en salf julle met uitsoek olie. Ok, net tot daar eers. As jy wil dis niks nie. Dit gaan geil was. Hier is dit nie tekort aan enige ding. Inteendeel. En dan die woordjie maar. Maar oor die vernietiging van Josef bekommer julle. Dit is regtig verskriklik. Ons kry dit in Amos, hulle daar staan dat julle verkoop iemand vir 'n paar sandale. Iemand wat nie sy skuld kon betaal nie, wat as 'n slaaf geneem word en word dan as 'n paar sandale weer verkoop. Sê, hoor jy, ek gee my 'n paar sandale en kan jy ook kry as 'n slaaf. Dit is skrikwekkend. En nie dat dit eintlik 'n verskil maak te sê jy wil dis die Filistyne en Jode wat ook nie, maar nogtans, die sê ons doen dit al ons eie mense. Mense wat verbondsmense is en wat totaal iets sê van 'n liefdeloosheid. Totale gebrek aan regverdigheid. Totale gebrek aan geregtigheid. En wat uiteindelik dan ons weer bring by die ander kant van die saak van empatie. Totale gebrek aan empatie. En dat ons eintlik dan daartoe oproep word. Nou ja, as ons kom daar by ek sien ons het nog tyd om Hosea te lees.
kyk nou Hosea 11 en kom ons kyk na die voorbeeld wat God stel. Dus kyk, hoe is God betrokke by sy kinders, by sy volk? So langerig 11 hoofstukke, maar dit gaan uiteindelik oor die punt. Staan iets van God se betrokkenheid, God se empatie, wat my oproep tot empatie. Toe Israel nog 'n kind was, het ek hom al lief gehad. Ek het hom, my seun uit Egipte geroep. Maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat en die Baals gaan offer. Van afgodsbeelde offers gebring. Hoor ook weer hierdie mooi beeld. Ek self het Ephraim leer loop. Ek het hom op my arms gedra. Maar hulle wou nie erken dat het ek is wat vir hulle sorg. Ek het hulle met sorg en liefde gelei. Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig as dit sy trek die skaap. Ek het na Ephraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee. Want ek wou nie hê dat hy weer na Egipte toe moet teruggaan, of dat Assirië oor hom moet heers. Maar Ephraim het geweier om hom te bekeer. Daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word en sy waarsêers uitgeroei word. Hulle sal deur die oorlog verteer word oor die stad wat hulle, oor die raad wat hulle gegee het. Want hy volk my verlaat het, so party van hulle opgehang word. Die ander sal die slawejuk moet dra, 'n juk wat nie afgegooi sal word nie. Dan hoor weer hierdie mooi. Maar hoe kan ek jou prys gee, Ephraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Adma, met jou maag soos met Seboim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Ephraim uitwis nie. Want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Hulle sal die Here volg. Hy sal brul soos 'n leeu. En wanneer hy brul, sal sy kinders vol ontzag uit die weste kom. Vol ontzag sal hulle soos voëls uit Egipte vlieg en soos duwe uit Assirië. Ek sal hulle na hulle neste toe terugbring, sê die Here. So ja, die tekening van 'n volk wat ontrou is, want natuurlijk, God het geen sonde in hom nie, hy kan die sonde nie verdra nie. Maar God wat sê, my liefde vir julle brand te sterk. Hoe kan ek julle weggooi? Hoe kan ek julle los? God se liefde, sy empatie vir sy volk, vir sy kinders. En ja, so moet ek eers daar stop, iets wat iemand wil John Deep. Ek dink baie met die apatie nie lê het. Ek dink in ons moderne wêreld is baie van dit lê ook in wat ons wat sê Afrikaans vir efficiency. Effektiwiteit. Ja, soos dis ek praat nou van soos met hierdie ding. Ja. Dit is baie efficient om gou op Google te gaan en sê, wat die AI sê vir my, dat doen hierdie en hierdie. Ja. Maar ek dink baie keer is daai die efficient manier om goed te doen. Eintlik die lui apatie manier om dit te doen. Ja. Want ek vat nou 'n voorbeeld, as jy preek. Ek sal ontsteld wees as ek uit van die dominee niks research gedoen het, net gesê hoe jy skryf my 'n preek oor. Ja. Wat ook al. Ja. Ek dink almal sal seer gemaak voel daaroor, okay, so is nie moeite werd. Ja. Maar tegnies is dit meer effektief. So ek dink dis waar ons in moderne wêreld bietjie na trap en val, en ek dink nou aan die kerk op die TV. Ja. Dis effektief. Ja. Ons weer die rein in ons paal. En gerieflik ook nog. Ja. Ja. Dit is eintlik goedkoop en lekker. Dis effektief. Maar ek dink baie keer met hierdie gaan dit nie net oor nie lui wees nie, dit gaan oor jy moet partykeer verveeld wees. Ja. Jy moet partykeer frustreerd wees met dom goed. Ja. Want jy moet dit doen. Ja. Ja, die praat van kreatiwiteit. As jy dink aan dinge soos AI en die goed wat nogal opsie daarop. Ek weet as jy daaraan oorgee, dan gaan jy kreatiwiteit input. Iemand vertel my nou oor die naweek van ja, 'n jong man wat gaan kuier by sy pa op die plaas. En
pa het 'n put daar op die plaas met 'n emmer. En dan laat hy sak in die emmer, die put af om water te kry. En so die jongman, een Sondagmiddag sy pa geslaap, dink ek wel, ek gaan sy pa help. As sit 'n poelie en 'n katrol op daarso, dat sy pa nou nie so moet sukkel, weet, emmer laat af en op en so, dat het vinniger gaan. En pa nou wakker word by sy sin om te sê die pa, baie dankie, ek waardeer dit dat jy besorg is vir my, maar hierdie is my oefening. Ek het ook gedink aan 'n poelie en 'n katrol, maar dit is my oefening. As ek nou oorgee aan hierdie tipe ding, dan kry ek nie oefening nie. Dis my manier van oefen. En so ja, en ek sê, as jy nie jou oefen op bepaalde maniere nie, in terme van kreatiwiteit, maar ons verhouding met die Here, ons stilte, ons Bybelstudie, is ook 'n vorm van oefen. En jou geestelike spiere oefen, en so jy moet dit, maar net terwille van gerief en al die goedes opoffering. So, as mens, ons het eintlik by 'n vorige keer, ek dink die heel eerste keer, toe ons mekaar gekom het ons gepraat oor Lukas 10, die verhaal van die barmhartige Samaritaan. En so ek gaan nie dit nou weer lees nie. Daar is die teksgedeelte Lukas 10, 25-37. En jy sal onthou, ek kan maar so neerskryf ook vers 33, is die teks waar die Samaritaan kom en waar daar staan, hy het hom innig jammer gekry. Daar sê compassion. Hy het empathie gehad met die ou. En hoekom dit so belangrik is, dit laas ook gesê, dit weet ek al self nou, maar net terwille van vanaand se boodskap ook daar te koppel, dit is die kern van God se wil, né? Dit is deel van Lukas se weergawe van die vraag, wat is die grootste gebod? En dat Jesus het antwoord, né? Dit God meer mens, en die Fariseërs sê, okay, goed, dit is die kern, maar wat is dan die kern van die kern? Dan vertel hy van hierdie storie. Dan letterlik is die vraag, wie is my naaste, né? Dis nie letterlik is jy wat is die kern van die kern nie, maar dis waarop het neerkom. En dan vertel hy die storie, maar die kern van die storie is daai ding van, het ook innig jammer gekry. Aanhou is dit verbygedoen, dat het geen erg gehad het, het hom innig jammer gekry om op te tel het, dat hy hom versorg het, dat hy bring het op plek waar hy ook versorg kan kom. Nou, van die vraag hier so, net by punt 5, spring net so vanaf terug daarna, toe is die kwestie van verskil simpatie en empathie, en dus jy weet simpatie, daar is om iemand jammer te kry. En dis geen fout nie, dis dan goed om beteken mense jammer te kry, is dan nodig om mense wat zwaar kry jammer te kry. Maar die verskil tussen dit en empathie is die ding van om jouself in daai persoon se situasie self plant, nee. Ek beleef die situasie van hierdie ou wat swaar kry asof dit ek self is. Hoe beleef daai ou dit? Ek beleef dit so. As die storie van die persoon wat nie baie erg gehad het aan die Here en sy kerk nie. Het was Kersfees en die res van die familie gaan kerk toe vir Kersdag en hy sê nie, hy gaan nie bly nie. Hy bly by die huis. Veel erg van Kersfees en so. En dis in Europa waar het in winter is en hy sien buitekant is daar voeltjies. En hy dink toe maar die voeltjies verskriklik koud kry. En hy gaan toe nou uit en hy probeer die voeltjies aankeer dat hulle in die huis inkom, in die koue uit, maar die voeltjies reageer toe nou nie op sy pogings nie. En hy dink toe by homself, die enigste manier om hierdie voeltjies te help, dat ek kon verstaan wat ek wil doen, dat ek die koue wil kry, of kos gee, is ek sal self 'n voeltjie moes word.
En toe tref dit hom, dis eintlik waar Kersfees gaan. Is dat God het nie maar net daar in die hemel gebly en gesê, weet jy, die pad na my, met die instruksies, maak so. Hy het self mens geword. Dit is die Engelse woord gebruik, die ultimate van empathie, dat God mens word. En wat natuurlijk dan ook uiteindelik vir ons sê, weet jy, ons het werklik taak om te verrig in terme van ons plaas in die voet, in die skoene van mense wat swaar kry. Nou, ons tyd het basies uitgeloop, maar as jy kyk op bladsy 3, boaan, dan kom ons weer by hierdie selfe saak, selfe woord uit. Kyk in Matteus hoofstuk 9. En kyk dan na vers 36. Ja, kom lees maar vers 35 ook. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig, elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigtes sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter het. Dan hy sê toe sy disippels, die oes is groot, maar die arbeid is min, en dan die Here aan die woord om arbeid is uitgestuur as die oes. Maar nietemin, daai woord in vers 36, toe hy die menigte sien het, hulle innig jammer gekry. Hulle was moeg en hulpeloos. Ja, so ek sê, hulle sê hier, het is moeilik om, sê nie net jammer nie, sê innig jammer om iets te probeer sê van empathie in plaas van simpathie. En die Griekse woord wat daar gebruik word, selfs wat ons kry daar by Grammatica Samaritaan, Esplatice, en dan het ek hier so weer baie opskryf het as it means to be moved with compassion. And from its very derivation, it can be seen that it describes no ordinary pity or compassion, but an emotion which moves a man to the very depths of his being. It is the strongest word in Greek for the feeling of compassion. Die woord beteken letterlik dat sy ingewande het gedraai en so diep as hy geraak. En dit is die ultimate. Ons sê nee, so moet ons leef met ander mense saam. En dan, ja, ek gaan nu lees die Matteus met julle kan dan op 10, die skryf die woord ook daar, Matteus 14, 15, Lukas 7, en ja, dan die wonderlike is natuurlijk dat God so oor ons dink. En ons kan nie apathies wees onder mense, ons moet ons ingeleef in die situasies. Nou ja, ek sluit dan af met hierdie gebed. O Seun van die mens, vul op ons harte met die eie gees van liefde en selfopoffering. En leer ons om U raak te sien, alle broers en susters wat swaar kry. Dat ons hulle met blydskap sal help om U ontwil, U wat leef en regeer met die Vader en die Heilige Gees, een God, wêreld sonder einde. Amen.